Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend nee, vandag is die 3de Julie die jaar 2026. My naam, Dani Gerberman, vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met te kan kuier rondom God se woord. En vandag praat ons so 'n bietjie oor dankbaarheid. Het ons is so geneig om so te kla, daar's mos daai gesegde wat sê jy kla met die wit brood onder jou arm, nê. En ons is nie dankbaar nie en ons moet net bietjie dink. En dan dink ek daai gedeelte wat sê wees net bietjie ver genoeg met dit wat jy het. Ja, en ou sien al die manne wat so mooi wel af is en hulle lewe so lekker en dan raak ou sommer so mismoedig. Maar ons moet net dankbaar wees. Wees dankbaar vir wat jy het. Weet daar's mense wat gister, kom ek sê, dankbaar was want daar was 'n geliefde langs hulle en vandag is hulle alleen. Daai geliefde is nie meer daar nie. En dan is jy miserabel en jy's hartseer en dit goed. So terwyl jy iemand het, wees dankbaar. Waardeer die persoon. Daai persoon waardeer jou dalk nie, maar waardeer die persoon wat jy het. Wees dankbaar vir wat jy het. Ons sê baie keer as ons so gaan bedien by die ouer huise, nee, dan gaan sê ek ons moet dankbaar wees. Ons skoene is vol en ons bed is leeg. So wees dankbaar as jy nog die gesondheid het om uit jou bed te kan uitklim, aan te trek, werk toe te gaan. Die werk is nie altyd lekker nie, maar wees dankbaar jy het te werk. Nou wil ons 'n paar gedeeltes lees hier in God se woord oor dankbaarheid. Die eerste ene is hierso in 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 16. Hy sê: "Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle." Wees in alles dankbaar. Dit is nie altyd lekker om dankbaar te wees, net met 'n stukkie brood, en as jy nie jam het om op daai brood te sit nie, maar wees dankbaar vir daai stukkie brood. Wees dankbaar vir daai klere wat jy het om aan te trek. Wees dankbaar oor alles wat ek en jy doen. Die woord sê dit vir ons. En dan die volgende gedeelte is in Filippense 4 vers 6 en 7. Hy sê: "Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God." So met ander woorde, wees oor niks besorg nie. Maar wat moet ons doen? Laat julle begeertes in deur gebed en smeking tot God. So sonder gebed kan ek en jy nie dankbaar wees nie. Dit is belangrik dat ons in die regte lyn kom met Jesus Christus, dat ons sal bid, dankbaar wees vir hom. En dan die laaste gedeelte is Kolossense 3 verse 17. Hy sê vir ons: "En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom." Alles wat ons doen, moet ons Jesus Christus bedank. My broer en suster, kom ons lei af, ons los daai goeders wat ons so swaarmoedig maak en ons is dankbaar by God vir wat ons het en wat hy vir ons gee. Dis dalk nie altyd die wêreld se geld nie, of al die mooi goed in die wêreld wat ander mense het nie, maar wees dankbaar met dit wat jy het en dank die Here daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie dat ons net dankbaar kan wees. Dankbaar vir dit wat ons het. Dankbaar dat ek uit die bed kan uitklim en my skoene is vol en my bed is leeg. Dankbaar dat ek nog 'n geliefde aan my sy het, want ons weet nie vir hoe lank U dit nog aan ons gaan toeëien nie. Dankbaar vir dat ons kan praat. Dankbaar dat ons kan sien. Here, ons wil net dankbaar wees, Here, dat ons in hierdie wintersoggend ook kan opstaan en kan klaarmaak om na 'n werk toe te gaan om geldjie te kan verdien. Want daar is soveel mense wat nie daar so bevoorreg is om dit te kan doen nie. Here, seën hulle dat hulle ook dankbaar sal wees in dit wat hulle het, Here. Ons loof en prys en eer U in hierdie dag in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan wees bietjie dankbaar teenoor iemand daar buitekant en vertel vir die persoon ook om dankbaar te wees. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.